Hallo almal en welkom. Vandag kyk ons na iets regtig interessant, telehealth. Maar wag 'n bietjie met 'n kinkel. Wat as ek vir jou sê jou volgende groot opvolg na 'n operasie nie in 'n koue hospitaalkamer is nie, maar wel sommer op jou eie rusbank? Kom ons kyk 'n bietjie. Reg, kom ons wees nou eerlik met mekaar. Het jy al ooit gevoel jy mors letterlik die helfte van jou dag vir 'n doktersafspraak wat 20 minute duur? Ja, dis 'n frustrasie wat ek dink ons almal maar te goed ken. As jy so voel, is jy beslis nie alleen nie. Kyk gou hierna. Die gemiddelde tyd, 1, 2, 3 minute. Dis meer as 2 ure. 2 ure van jou lewe vir 'n afspraak van skaars 20 minute. En dit sluit alles in, hè? Die ry, die parkeerplek soek, die sit en wag. Goed, so daai vermorste tyd is eintlik net die oortjies van die seekoei. Dis deel van 'n veel groter probleem, veral as jy gespesialiseerde sorg nodig het. En dis waar die ware uitdaging van sorg inkom. En hier sien ons dit swart op wit. Die kontras is, wel, dis skokkend. Meer as 2 ure se moeite vir net so oor die 20 minute se gesig tot gesig tyd met die dokter. En onthou, ons praat nie eers van die verborgde kostes nie, né? Soos die petrol, die parkeergeld en natuurlik die verlof wat jy by die werk moes insit. Maar die vraag is, wie betaal die hoogste prys hiervoor? Wel, hierdie lysie spel dit nogal duidelik uit. Dink aan bejaarde pasiënte vir wie dit moeilik is om rond te kom, mense in plattelandse gebiede, myle ver van enige spesialis, en veral pasiënte wat reeds moet teruggaan vir opvolg na 'n groot operasie, soos byvoorbeeld met vaskulêre chirurgie. Vir hulle is hierdie hekkies net enorm. Maar, wat as ek vir jou sê, die oplossing is nie een of ander splinternuwe uitvinding nie, maar dat dit eintlik sy oorsprong in die ruimte het. Ja, jy het reg gehoor, kom ons kyk hoe hierdie ongelooflike storie begin het. Kyk, hierdie pad na telehealth is lank. Dit het nie oornag gebeur nie. Dit het al in die 1940s begin, kan jy glo, toe die heel eerste ekstraalbeelde oor 'n telefoonlyn gestuur is. Dan spring ons na die 60s. NASA wat hulle ruimtevaarders se lewenstekens van hier van die aarde af dophou. Teen die 90s het die internet dinge soos transkontinentale chirurgiese konsultasies moontlik gemaak. En vandag? Wel, vandag sit ons met slimfone en vinnige internet wat dit basies vir almal toeganklik maak. So, wat is telehealth nou eintlik? Die Wêreldgesondheidsorganisasie gee vir ons 'n mooi, duidelike definisie. In 'n neutedop, dis wanneer gesondheidsorgdienste met behulp van tegnologie gelewer word, juis omdat die afstand 'n probleem is. Dis 'n breë term, ja, dit kan enigiets wees van 'n veilige boodskap aan jou dokter tot 'n volwaardige videokonsultasie. Die tegnologie was dus al lankal daar, reg? Maar dit het iets massiefs gekos om dit regtig hoofstroom te maak. En dit, my vriende, bring ons by die pandemiese groot keerpunt, 'n wêreldkrisis wat onwetend 'n hele gesondheidsorgrevolusie aan die brand gesteek het. Moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Telehealth was reeds aan die groei. Soos jy hier kan sien, tussen 2010 en 2017 het die gebruik daarvan in Amerikaanse hospitale al gespring van 35% tot 'n indrukwekkende 76%. Maar wat in 2020 gebeur het? Wel, dit was op 'n heel ander vlak. Ja, die COVID-19-pandemie het basies oornag 'n vinnige wêreldwye verskywing in gesondheidsorg afgedwing. Dit was die vuurhoutjie wat dekades se ou hindernisse en bureaukrasie sommer net afgebrand het. So wat presies het toe verander? Wel, alles. Regerings het skielik Medicare en Medicaid terugbetalings uitgebrei. Versekeraars het vinnig gespring om virtuele besoeke te dek. Mediese verenigings het nuwe riglyne uitgegee en lande soos die WK en Australië het nasionale programme uitgerol. Byna oornag was telehealth nie meer 'n nice to have nie, maar 'n noodsaaklike opsie vir miljoene mense. Reg, so telehealth het ontplof, dis duidelik, maar hoe goed werk dit nou eintlik in die regte wêreld? Kom ons weeg 'n bietjie die belofte op teen die werklikheid, die ongelooflike voordele teen die struikelblokke wat nog in die pad staan. En hierdie vergelyking sê nogal alles, né? Kyk net, reis- en wagtyd, 0, weg. Indirekte kostes, ook weg. Toegang vir mense op die platteland en bejaardes, dramaties beter. En hier's die groot een. Pasiënte se tevredenheid is oor die algemeen hoog, regtig hoog. Maar, en daar's altyd 'n maar, die stelsel is nog lank nie perfek nie. Daar is steeds groot hekkies in die pad. Ons praat van die digitale kloof in landelike gebiede, mense se vrees vir tegnologie, veral ouer pasiënte, en natuurlik, die groot vraag, hoe doen jy 'n fisiese ondersoek oor 'n skerm?
En daai digitale kloof is 'n ernstige probleem. Slegs so 60% van mense op die Amerikaanse platteland het goeie breëbandtoegang by die huis. Vergelyk dit met amper 80% in die stede. Sonder betroubare internet is gelyke toegang tot telehealth, wel, dis net 'n droom. Maar wat van daai fisiese ondersoek nou? Dis die vraag wat almal vra. Wel, hierdie aanhaling van 'n chirurg gee ons 'n heeltemal ander manier om daaroor te dink. Hy sê, die realiteit is, ons doen altyd 'n fisiese ondersoek, selfs oor video. Ons gebruik bloot ons waarnemingsvermoë beter. Dis kragtig. Dit gaan daaroor om te kyk hoe 'n pasiënt lyk, hoe hulle asemhaal, hoe gemaklik hulle is, goed wat jy definitief op 'n skerm kan sien. En dit bring ons nou by die opwindende deel, die toekoms. Hoe gaan nuwe tegnologie help om vandag se probleme op te los? Kom ons kyk wat lê voor. Hier is die groot uitdaging, veral in iets soos vaskulêre chirurgie, opvolgsorg. Studies wys iets skokkend. Slegs sowat die helfte, tussen 50 en 58% van pasiënte gaan werklik terug vir daardie kritieke opvolgskanderings na 'n groot operasie. En dis 'n reuse risiko. En dis presies hier waar die toekoms wel, waar dit amper soos wetenskapsfiksie begin klink. Stel jou 'n slim oorplanting voor. Kyk hoe dit werk. Stap 1. 'n Oorplanting met 'n ingeboude sensor word tydens die operasie ingeplant. Stap 2. Daai sensor monitor bloedvloei en ander lewenstekens 24/7 op afstand. En hier is die deurbraak. Stap 3. Dit stuur 'n waarskuwing aan die dokters oor 'n potensiale probleem lank voordat dit 'n krisis word. Dis 'n absolute game changer. So, dit los ons met een groot vraag. Sal jou volgende opvolgafspraak vir 'n groot operasie sommer van net jou eie sitkamer gebeur? As jy kyk na hoe vinnig die tegnologie beweeg, wel, daardie toekoms is dalk baie nader as wat ons dink.